'n baie kort gedeelte, maar 'n baie bekende gedeelte ook, oor die uitnodiging van Jesus. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. En dan kom die Here Jesus na hierdie mense wat na hom luister, en hy sê verder vir hulle, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Dink 'n bietjie oor die gedeelte net, daar waar jy sit, hierdie teksvers, wat sê die Here nou vir jou daar, terwyl jy so sit en die woord van die Here hoor, net by die lees hiervan, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Broers en susters, ons hoef nie vir mekaar weer te sê nie. Ek het dit nou 'n paar keer gesê dat ons in 'n wêreld leef wat uitmekaar val. Nou ja, dit was al die eeue so gewees. Ons moet nie dink dat wat gebeur, het nog nooit gebeur nie. Dink maar aan enige iets. Wat wêreldwyd gebeur, tussen lande gebeur, tussen politieke leiers gebeur, wat altyd nog op godsdienstige vlak gebeur het, wat gebeur in ons eie persoonlike lewens, in verhoudings met mense. Ons leef in so 'n wêreld. Ons lewe in 'n wêreld wat besmet is met sonde. Selfs die natuur daar buite, sê Paulus in Romeine 8, het 'n versigtiging na eendag, wanneer daar weer herstel sal wees. Dit was die sondeval. En ons is brose mense. En ons word oorgegee baie keer aan omstandighede, wat ons voel, dit word nou net te veel. Ek word uitgeput. Ek weet nie meer waarheen nie. Praat ek net van myself? Ek seker, ons ken dit, né? Maar wat hier tans gebeur, is dat ons het natuurlik deur die sosiale media meer bewus geword van al die dinge wat wêreldwyd plaasvind. En daarom is hierdie oormag van negativiteit, wat op ons afgebombardeer word, soveel groter as vroeër. Daar was nie eens koerante gewees vir 'n lang tyd nie. Jy het nie geweet wat die Vikings gaan doen het daar in watter land ook al nie. Maar het erge, meer brede oorlog gevoer as wat ons vandag sien. Verwoestend. Maar dit kom so asof hierdie goed alles net so op ons afsak. En dis waar. Met die postmodernisme, na die nywerheidsontploffing, 'n klomp dinge wat gebeur het, die lewe het net meer gejaagd geword. 'n Mens moet rondskarrel van een kant na die ander kant toe. En daar's dinge wat gebeur wat jy voel is buite my beheer. En dit maak 'n mens die ergste benoud. Want jy voel, ek kan nie hierdie ding, dit raak daarin vir my so, dit oorlaai my met soveel stres. Depressie word een van die grootste siekte in ons tyd. Ek kan nie onthou wat ek het een keer gelees wat 'n persentasie en wat dit toeneem. Ons word so oorlaai met negativiteit. Waarop fokus ons? Daar's baie dinge wat jy nie kan verander nie, maar jy kan jouself reg instel. Jy kan
Jy kan kies. Jy kan besluit wat 'n invloed dit op jou lewe het. En nou klink dit soos 'n gewone ou maklike cliché formulietjie wat die dominee vanoggend gee. Ek sê glad nie dis maklik nie. Veral om dit te kan doen. Veral om jou brein weer in rad te kry dat jy hierdie goedes net emosioneel en geestelik kan verwerk. Ons brein is 'n fantastiese ding. Ons kan net niks doen sonder ons brein nie. Maar dit is ook waar, hy is jou gevaarlikste orgaan. Hy kan vir jou op spore vat, denkpatrone vat, wat jou lewe totaal kan vernietig. Op beelde en dinge wat jy dink gaan gebeur, en hy vat vir jou op dinge van die verlede, en voor jy sien, beleef jy nie meer die nou nie. Die nou gaan by jou verby. Die nou van wat jy hier kan beleef, wat ook vir jou lewe betekenis het. Jy ervaar dit net nie. My lewe het rondom hierdie saak radikaal verander, baie groot verander, toe ek Noel se boek gelees het, The Power of Now. Ek het nou hierdie week ook daar gelees van David Jeremiah, 31 Days to Happiness, wat hy die Prediker boek behandel, wat hy ook hierdie ding sê, ons sukkel om in die nou te lewe, die nou oomblik van God, wat so ryk is, wat so oorwinnend is, wat vir 'n mens soveel krag gee. So wees bewus van die dinge. Ons kan tog nie ons kan die realiteite wegskuif nie. Maar wat maak ons daarmee? Wat maak ons met hierdie goed wat ons so moeg maak en ons so oorlaai? Die kerk van die Here. In kerk, die woord kuriake, beteken hulle wat aan God behoort. Nie bakstene en goed nie. Ons is die kerk van die Here. Hierdie is die kerkgebou waar die kerk van die Here bymekaar kom. Die kerk van die Here word ook moeg, word ook oorlaai, ken ook spanninge. Die kind van die Here ken al die goed ook persoonlik en ook die felheid waarmee dit vandag op ons toesak. Maak ons moeg, dit oorlaai ons lewens. Gaan ons nou daarteen vaskyk. Ons kan as ons wil. Dis 'n keuse wat jy maak. Dis 'n voortdurende keuse wat jy maak. Veral in daardie oomblik wat jy ervaar, hier kom die duiwel met sy felle aanslag teen my, wat hy wil my van God af wegverlei, en dit word al hoe sterker en sterker, word dit dalk moeiliker, maar as jy eers begin daarvan bewus word, en jy begin iets prakties daaraan doen, en jy druk deur, en elke keer kom daar die moegheid en daar die oorlaaiheid en die negativiteit, en dit spoel nie wat sommer oor jou nie, jy raak bewus daarvan, jy beleef dit intens, maar jy neem die besluit, dit is nie my fokuspunt nie. Dis nie waar my lewe gaan nie, word dit al hoe makliker, want jy leer jou brein om anders op te tree. Dis nogal 'n wetenskap wat vandag baie sterk ontwikkel, hoe jou brein homself kan leer, selfs om te herstel, selfs om fisiese herstel in jou lewe moontlik te maak. Ons is moeg, ons is oorlaai, ons moet dit na die Here toe vat. Ek het begin 'n joernaal maak hieroor, as deel van my praktiese stilte tyd. Ek laat dit sommer net verbygaan nie. Ek maak 'n mental note en as ek iewers kan kom, dan skryf ek neer. Ek is versteld gewees oor dit wat gebeur het. Dit het my sommer wat ook al gemaak. Dit is nie altyd 'n mooi woord nie, ek sal dit nie vir julle sê nie. Ek jok sommer. Maar daai eerlikheid, daai bewus wees daarvan, en dan werk ek daarmee. Dis hoe dit werk, dis die heiligmaking. Dis die dissiplines wat ons as gelowiges moet toepas, die eerlikheid met onsself, dan vorder ons. Want ek kan daarna weer skrywe, by 'n volgende geleentheid, ek het weer bewus hiervan geword, maar ek het, die Here deur sy Gees vir my gesê,
Dit is eintlik waaroor dit gaan. En hoe meer ek dit doen, hoe beter raak dit. Hoe leer mens wiskunde? Val nie die hemel uit nie. Jy moet sit. Jy moet formules ken. Jy moet besluit, ek gaan dit doen. Hoe leer jy fietsry? Jy gaan 'n klomp keer val. Onthou julle nog? Nerfafval, waar ek wil fietsry. Ek het al die voorbeeld ook gebruik. Nou wat gebeur hier in hierdie teks? Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom, vol van sonde, 'n gebroke wêreld. En hy het dit aktief, aktueel, in sy diepste vorm, in sy menswees, maar ook as God, het hy dit kom beleef. Onthou as ons praat van Jesus as mens sonder sonde, ware mens en ware God, dan bedoel ons regtig ware mens. En dan bedoel ons ook ware God, wat dan ook hartseer is in sy hart, oor wat hy as mens moet beleef. Maar ons weet, ons Here Jesus Christus, het 'n roeping gehad, het 'n doel gehad, het hom nie laat afsit nie. En hier kom hy, en hy vind 'n volk met 'n Messias verwagting, maar hulle herken hom nie. Hy vind weerstand met sy geboorte, wil hy doodgemaak word. Hier sou net in die vorige gedeelte, as mens die konteks van hierdie gedeelte lees, is daar die vraag van Johannes die Doper, wat twyfel begin saai. En Jesus moet vir hulle sê en vir hulle paai en sê, aanvaar Johannes die Doper, sy werk is belangrik. En dan kom die onboedvaardige stede, die plekke waar Jesus wonderwerke gedoen het. Dit staan nie so in die vorige gedeelte. Chorazin, Bethsaida, plekke waar die Here wonderwerke gedoen het en die mense het hom verwerp. Jesus het bewus geword van die moegheid van die mense. Hulle is godsdienstig, maar die Fariseërs, die leiers van daardie tyd, het die wet van Moses so ver gerek, dat hulle soveel godsdienstige reëls en regulasies op die skouers van die mense gelaai het, dat jy sommer op hulle gesigte kan sien, daar's geen vreugde in hulle godsdienst. Dis net 'n klomp pligplegings. Dis net 'n klomp gewoontes. Maar dit beteken vir hulle harte niks. En toe kom hy met hierdie ander boodskap, wat die diepte van die wet gee, en hy leef dit uit, en hy doen dit. En daarom het hulle gesê, hy praat anders as hierdie mense. Want hulle praat die negatiewe, hulle praat die goed wat mense se lewens belas. Jesus kom praat evangelie, goeienis, nuus, dinge wat mense bevry. So in die tyd wat die Here Jesus hierdie woorde spreek, met die mense met wie hy praat, was dit mense wat dit aan hulle lywe gevoel het. En Jesus het dit raak gesien. En hy het meegevoel gehad met hulle. Hy het hulle lyding saam met hulle gedra. En daarom kom hy, en hy sê dat, goed, ek het die wonderdade gedoen en dinge bekend gemaak in daardie onboedvaardige stede. Hulle wou nie luister nie, maar ek prys u Vader, Here van hemel en aarde. U het hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg, bedoelende hulle dink hulle is slim, en hulle dink is geleerd, en dat aan eenvoudiges bekend gemaak. Dis maar lyk my hoe dit werk, mense wat sê, ek vertrou net, ek glo net. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. En nou kom hy met hierdie boodskap, waarop hy wil hê die mense moet konsentreer, nie op die moeg en uitgeput en oorlaai nie, maar op die rus wat hy gee. Die rus wat daar in hom is. En is totaal anders. Want waar hulle praat van wettiese navolging, sware laste, wat hulle selfs nie eens gedoen het nie, wat hulle op mense se skouers gelaai het, kom praat Jesus van liefde. Hy kom praat van genade, hy kom praat van vryspraak. Hy kom praat van dinge wat van die mense skouers afgegooi het. Daardie jukke wat hulle gedra het, was die osse wat hulle gehad het, wat hulle swaar jukke opgesit het voor die twee, wat die vrag moes trek. Die swaar vrag moes trek.
Daai juk wat die Fariseërs op hulle geplaas het, daardie juk van bekommernis, daardie juk miskien van sonde wat my lewe so verbitter maak en so sleg maak. Jesus sê, kom na my toe. Jy hoef dit nie self te dra nie. Neem verantwoordelikheid daarvoor. Dis belangrik, neem verantwoordelikheid daarvoor. Maar neem verantwoordelikheid daartoe, want jy hoef dit nie self te dra nie. As hulle daai juk op die 2 osse gesit het die sterkste os gewoonlik die meeste getrek. En Jesus sê, daardie juk is nie net op jou nie, dis ook op my. En ek is die sterk een, wat saam met jou hierdie vrag moet trek. So, laat my toe. En sy las is lig. Jesus het vir hulle kom roep, om vanuit die krag van die Heilige Gees, hulle roeping te vervul. Dit was sy boodskap die hele tyd, dat daar vir hulle oplossings is, en moontlikhede is. En dit is waarop die Here wil hê hulle moet konsentreer. So as hierdie moegheid en uitgeputheid en negatiewe dinge jou en my lewe wil oorheers, is die beste plek Jesus Christus. Want hy sê daar, neem my juk op julle en leer van my. Ek is sagmoedig en nederig van hart. Jesus het dit gepreek, hy het dit vertel, hy het dit geleef, hulle kon dit sien in sy lewe. Dat die woorde wat hy praat, die dade wat hy doen, is vir oplossings, is vir verryking, is vir genesing. En dit is hoe hy saam met ons, deur sy Gees, hierdie juk dra deur die lewe. Leer van my. Dit beteken as ek nou hierdie besluit geneem het elke keer, dan vlug ek nie na 'n plek toe waar ek net met myself broei nie. Ek gaan na die woord van die Here toe. Want dit is hoe hy vandag vir jou en vir my leer. Dit is die middel waardeur sy Heilige Gees werk. Sodat ons meer en meer bewus kan word van die goeie dinge van God, Jesus Christus as die koning, want die hele gedeelte gaan oor hom as koning, eintlik die hele Matteus, waar hy nou teenstand gekry het teen die koninkryk van God, sê hy in hierdie gedeelte vir hulle, ek is die koning, my Vader se woord staan vir altyd. En ek is die koning wat oor julle heers met vryheid, wat vir julle nie wil belas nie. Om my las te dra, kom uit 'n hart uit, wat gevul is met die liefde en die genade van die Here. Nie 'n hart wat plat gedruk is deur watter omstandighede op nie. Broers en susters, jy en ek het dinge in ons lewens waarmee ons worstel. Kom ons wees eerlik. Daar is nog sondes. Ons is nog nie in die hemel nie. Moet dit nie wegsteek nie. Nie vir die Here nie, nie vir jouself nie. Moet dit nie goed praat nie. Dis 'n juk, dis 'n las wat jou lewe gaan vernietig. Hoor vanoggend die uitnodiging van die Here Jesus uit 'n hart uit wat vol is van sy liefde en genade vir jou en vir my. Bring dit na my toe. Ek dra dit saam met jou. Ek vat dit nie net outomaties weg nie. Dis nie die waarborg hier nie. Maar jy kan weet dat ek selfs dit kan verander, sodat Paulus skryf by Romeine 8, ten goeie. Dis 'n moeilike vers daai. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Maar dit is wat gebeur in 'n mens se lewe. Ek kan onthou, ek het daar 'n geval gehad van 'n vrou wat my kom sien het in 'n vorige gemeente. Ek kon sommer op haar gesig sien die eerste gesprek. Dit is absoluut, alles is te mekaar. Haar man is oorlede, die kinders is opstandig, sy is 'n alleen vrou wat vir alles moet voorsien. Sy het nie eintlik huishulp nie, want sy het nie baie geld nie. Sy moet al die werk self doen, sy moet omsien vir die kinders, sy moet kos maak. Die sleurgang van die lewe van elke dag. En sy het nie
iets anders raak gesien nie. Dit was haar routine. Dit was haar wêreld waarin sy geleef het. En al wat ek vir haar gesê het is, as dit weer in jou gedagtes kom, as jy weer hierdie dinge doen, hou vas aan hierdie teks, hierdie spesifieke teks, en vat dit na die Here Jesus toe. Vat dit aktief na hom toe, bewustelik na hom toe. Ek sal sê, ek skryf dit neer, as ek dit na die Here toe vat. En dan kyk ek, hoe ek in daai geval vorder. Sê dis meer, sê dis bitterheid, want al die goeie sware laste, onvergewensgesindheid, aksies wat ek teen mense het, of ek voel heeltyd skuldig, omdat ek nie kan kom by die dinge wat ek moet doen nie, of ek voel heeltyd skuldig oor die dinge wat ek in die verlede gedoen het, moet nie die goed sommer net los nie. Dis hoe die duiwel werk. As jy dit hier gaan bære in jou onderbewussyn, dan laat hy dit broei en broei en broei en broei, tot dit uitpop. En dan is dit te erg. Bring dit na die bewussyn toe, raak bewus van die dinge in jou lewe, en bring dit na Jesus toe. Ek wil sê, probeer dit net. 2 weke daarna, kom sy al 'n bietjie meer verlig. Die goed het nog nie weggegaan nie, maar sy sê nie, dankie, ek het 'n toevlug. Ek is uitgenooi na iemand toe, wat ek regtig kan vertrou, en wie ek my lewe bou. En so het sy stelselmatig aangegaan, nie 'n maklike reis nie, en die Here het vir haar opgetel uit daardie diep gat uit. Die Here het haar gebede verhoor, want sy het vroeër nooit oor die goed gebid nie. En omstandighede het verander. En daar was weer blydskap op haar gesig en vreugde in haar hart. Jy en ek het ook die getuienis, het ons nie? Op hoeveel terreine van ons lewens. Ons hoef nie hierdie goed self te dra nie, broers en susters. Dit gaan ten diepste hier, en hiermee sluit ek af, oor Jesus wat hulle uitnooi na 'n persoonlike verhouding met hom. Want dis dieper as godsdiens. Dis diep, dit het 'n groter waarde vir 'n mens. En ons ken dit, maar die Here Jesus kom weer vandag en herinner vir my en vir jou, waaroor dit eintlik gaan in die lewe. Wat is eintlik die geheim? Wat is eintlik die sleutel? Dis hy self. Dis die kosbaarste wat jy eintlik het. Daai verhouding, dit is die antwoord vir ons lewe. En as ek en jy dit doen, en ons doen dit met oorgawe, met geloof en met vertroue, op een of ander manier, straal dit uit jou lewe uit. Onthou wat jy en ek sê, en hoe ons lyk, en hoe ons lewe, het 'n effek op ander mense. Soos daai mense effek op my het. Ons het die geleentheid, ons het die roeping, ons het die wedergeboorte, ons het die verandering in ons lewe, ons het die Heilige Gees in ons. God is nie ver nie. Wat kan maak dat ons met ons wese hierdie boodskap uitstraal en met ons lewe kan sê, nie na my toe kom nie. Ek kan jou ondersteun. Net al gesê, as jy graag 'n bietjie wil gesels of 'n gebed wil hê, kom na my toe. Maar ek gaan vir jou na Jesus toe vat. Want daar is die antwoord. Ek gaan nie vir jou wyshede van mense gee nie. Daar's raad. Hierdie boek wat ek gelees het, Karel Jung, van wie ek baie hou, 'n sielkundige, wat juis hierdie ding beklemtoon van die onderbewussyn en hoe jy die goed bewustelik moet doen. Maar uiteindelik is ons antwoord ons verhouding met Jesus Christus. Kom altyd na hom toe, liewe broers en susters. Moenie ophou nie. Die woord van die Here kom bemoedig ons vandag. Hy kom bekragtig ons vandag in ons moeilikste omstandigheid. As jy dink dis hulpeloos, dan het God maar net nog begin. Werklik waar. Kom na hom toe in gebed. Nie maar net 'n kort gebedjie nie. Wat jy bid en stil word en hoor wat die Gees vir jou sê. Wat jy blaai na 'n Bybelversie toe en jy oordink dit in gebed en jy praat met God daaroor en jy hoor wat die Here vir jou sê.
As jy onvergewensgesindheid het, praat met die Here daaroor, word stil en het 'n verwagting, want dis hoe die Here werk. Hy gaan met jou praat deur sy Gees. Hy gaan jou nie veroordeel nie. Hy gaan jou nie sê, nou is jy nie met my kind nie. Hy gaan jou juist nader trek. En hy gaan daai gesprek dieper en dieper maak. En hy gaan jou inlei in die waarhede van sy woord in, wat vir jou onvergelykbare vreugde gaan bring. Ek moedig julle aan, soos wat die Gees my ook nou aanmoedig, as ek hierdie boodskap bring, want ek het dit ook nodig. Here Jesus, ons dankie vir hierdie uitnodiging. 'n Uitnodiging wat uit die diepte van die hart kom. Want U het mense rondom U gesien, Here, wat moeg is, wat oorlaai is, wat uitgeput is, 'n Romeinse owerheid, 'n juk, 'n godsdienstige spul reëls, wat hulle lewens eintlik so morbied gemaak het, en wat eintlik in hulle harte gebring het 'n vrees, in plaas van vryheid en liefde. En dis waarvoor U gekom het, Here Jesus, en nou hierdie uitnodiging, ook vir daardie stede waar U wonderwerke gedoen het, wat U verwerp het, kom altyd nog hierdie uitnodiging na mense toe. Kom na my toe. Vind jou rus in Jesus. Ons kom vanoggend weer, Here. Ek kom vanoggend weer. En so sê elkeen ook nou vanoggend vir U. Om met volhardende gebed en getroue Bybelstudie te hoor wat sê U woord regtig, en die wisselwerking daarvan in ons lewens, om daadwerklik, Here, na U toe te kom. Want U gee vir ons 'n rus, 'n vrede, wat alle verstand te bowe gaan. En ons eer U daarvoor. Amen.